Tot 'n goeie dag en welkom hier by In en Om. Ons is hier saam met Johan. Johan, baie welkom. Baie dankie. Daar sê. Johan, vertel ons, wat doen julle? So ek is van die L Orphanage af, ons rescue, rehabilitate en release compromised, orphaned and injured birds of prey en blue cranes. So dis al jou valke, eilande, are, kites en eile. Sure. En hoe het jy in hierdie industrie ingekom? Ek kom actually van Gauteng af, so ek het nog altyd 'n liefde gehad vir diere. Ek het hier aangekom en ek het begin my CV uitdeel en so het hulle darm oop spasie gehad en dis ek nie seker asof dit my fortuin gaan wees nie, baie onseker gewees en ek het toe daar begin en toe het ek my groter passie vir dit ontwikkel. Sjoe. En wat is die stappe wat jy geneem het om in hierdie industrie in te kom? Ek kry training on-site en dan is ons besig om my kursusse en so aan te bespreek en daarna te kyk om verder dieper in die rehabilitasie en conservation wêreld te gaan. Sjoe. En dan as jy nou 'n bietjie dieper moet dive in die fisiese aspek van julle besigheid, wat presies doen julle alles? So van rescues af, uitgaan op calls, hulle gaan vang in 'n veld agter 'n blue crane aan hardloop, wat help kort in kaggels en klim. Dan het ons, as hulle by ons is daar verskillende fases hang af wat fout is met hulle en so aan. So ons het ons medical, so dit is intense care. So dit is waar hulle opgecheck moet word, dalk nog gevoer moet word, wonde moet skoongemaak word en so aan. Nog dalk self leer eet en dan sodra hulle nou sterk is en reg is om uit te gaan, hulle self eet, wonde lyk beter en goeders, dan word hulle uitgeskuif na die enclosures buitekant toe. So daar's flight enclosures en dan word hulle daar binne gesit en dan van daar af dan kan ons nou monitor, raak hulle beter, laat hulle begin hulle leer vlieg, kan hulle reg vlieg. Daar's baie sal ek sê visuele aspekte waarna jy moet kyk sodra dit kom by dit. Kyk, werk altyd sy vlerke reg, gryp by die paal reg wanneer hy dit doen, tel hy sy kos op, doen hy wat hy moet doen soos wat hy in die natuur moet doen. Sure. En dan laat ons hulle weer vry. So dan ons probeer gewoonlik hulle terugsit in die area waarvan hulle kom. Dis nie altyd moontlik nie. Sekere hard release en soft release. Hard releases, ons weet hy's 100% reg om terug te keer na sy area toe. Soft releases, hy kort nog monitor en dan laat ons hulle vrygaan by die center. Hulle word nog kos en alles vir hulle uitgesit en dan wanneer hulle confident genoeg is, beweeg hulle aan. Wow, dit is baie inligting wat jy en baie praktiese goeders wat jy moet volg om 'n dier te rehabiliteer. Yes. Wat sal jy sê is jou dit nou soos jou die dier wat die meeste injury kry of die hele die meeste call-outs verkry? Ek dink dit is eile en valke. Eile en valke. Yes. En dan kom ons sê ek kom nou eendag by die huis en ek hoor nou 'n geraas en 'n gerammel hier agter my en ek sien daar's 'n eil of iets wat in distress is. Hoe gaan 'n mens te werk met dit? Is daar ietsie waarna ek moet kyk spesifiek? Net om vir die publiek bloot 'n bietjie meer inligting te gee. Okay, so eerstens is wanneer jy naby wildlife in general kan kom, beteken dit is fout. Daar's fout met hom. Hy is nie mak nie. So dan beteken dit jy kort help. Moenie vir hom water gee nie. Hulle het spesifieke plek waar vloeistof en goed moet afgaan. As jy dit verkeerd gee, versuip jy hom. So ek kan baie keer in 'n kwessie van 'n paar minute wees, kan in 'n kwessie van 'n paar dae wees wat hy ly met die water op sy longe. En voer kan nie goed soos mins en daai goeters doen nie. Maar wat jy gewoonlik doen is, as dit in 'n geval is wat jy hom moet sekeer, byvoorbeeld as honde in die publiek op 'n pad of wat ook al, dan stel ons voor wat ons gewoonlik vir die mense sê, kry 'n boks, handdoek onder in die boks, druk hulle gate in die boks. Dan sit jy hom binnekant die boks, maak hom toe in 'n plek wat nie warm of koud is of wat ook al nie, rustig is, laat hy kan rustig bly, want stres is een van ons nommer 1 goed wat killers is. Stres maak baie vinnig dood. Dit maak die immuunstelsel swakker, maak sy stelsel swakker en dan vererger dit net die proses. Jo. En dan wat is een tip wat jy vir die publiek kan gee daar buite? Wees vigilant. Kyk, let op na diere se gewoontes en aksies. Baie keer dan kan jy dalk verby die pad ry en daar sit 'n uil en jy dink, okay, dis oulik, daar sit 'n uil, maar jy dink nie noodwendig hoor jy maar die uil kort help nie.
So dit is altyd observe hulle behavior. Oh, wow, okay. En dan hoe kan die publiek julle in die hande kry indien hulle iets nodig het? Okay, so hulle kan op ons Facebook page gaan kyk op Facebook, dit is theowlorphanage.Velddrif. Al ons ander social media's ook daarop, dit is gewoonlik ons vinnigste om ons in die hande te kry, ons nommer is ook daarop, of hulle kan ons website gaan visit, dit is www.theowlorphanage.co.za. Okay, fantasties. En hoe kan die publiek julle help in enige manier? Wel, eerstens is donasies. Ons is 'n registered NPO en PBO, so ons maak hoofsaaklik staat op publieke funding. So Okay. dit is vir awareness, conservation, die medical costs, die fuel prices, die food wat ons gebruik. So dit gaan vir al daai goeder. So dit is ons main ding waarmee jy kan contribute is funding. Okay. So daar hoor julle dit, Johan, dit was 'n eer om met jou te gesels en baie dankie vir alles wat jy doen vir ons natuur en vir ons voëls. Baie dankie. Daar sê julle totsiens.